Hallo en baie welkom by ons volgende gesprek in die reeks hoekom die Christendom moet wakker word of totaal en al uitsterf. Ons gaan 'n bietjie terugbeweeg in die geskiedenis en 'n paar van die interessante stories veral in die Ou Testament besoek en na hulle kyk en hulle bietjie ontrafel om agter die kap van die byl te kom. Hoekom is dit nodig en hoekom moet ons dit doen? As ons geskiedenis herontdek, want dit is eintlik wat ons gaan doen, ons gaan ons geskiedenis herontdek, dan leer ons eintlik wie ons werklik is en wat die potensiaal van 'n mens is. En dit is die belangrike ding. Of jy nou glo dit is 'n conspiracy theory en of jy nou glo dit is die waarheid, is eintlik irrelevant. Maar wat besig is om te gebeur of wat gebeur het die afgelope dekades en selfs eeue, is dat ons as 'n mensdom, as die mensdom of humanity, is absoluut onder beheer geplaas van die Victors het ons geskiedenis geskryf, die oorwinnaars, die magte wat in beheer is van hierdie planeet, bepaal wat ons mag hoor, waarna ons mag luister, hulle bepaal wat jy eet, hulle bepaal wat se speletjies jy speel, dit is 'n absolute beheerde samelewing waarin ons leef en die rede daarvoor is om ons dom en ongeletterd en oningelig te hou, want solank as wat ons as mense dom en oningelig is ons beheerbaar en word ons beheer deur hierdie magte wat in beheer van die planeet is. Nou baie sal sê, dis nou die grootste klomp snert, maar dit is nogal interessant dat hierdie beheer so totaal is, want ek meen, ons weet ons media is totaal en al beheer, dat hierdie beheer so ver strek, dat 90% van mense dit nie eens meer agterkom nie, en dink, dit is hoe die samelewing moet wees. So as jy een van daai is wat sê, dis dit om snert, gaan kyk bietjie gerus na regtig hoe jy beheer word in hierdie lewe, en hoe jy eintlik 'n slaaf is van die sisteem. So as ons nou hierdie geskiedenis gaan besoek, gaan jy ook al meer en meer agterkom hoe beheerd ons geskiedenis van ons godsdiens en veral ook die Christendom dan is. So kom ons begin dan vandag om te gesels oor die vloed. Die vloed met Noag en met sy ark en min of meer Genesis 6 kan jy daaroor gaan lees met die redes hoekom dit plaasgevind het. En as jy dit gaan Google op jou rekenaar, dan gaan die resultate vir jou sê ongeveer 3000 jaar gelede, want onthou, alles word aan ons aangebied binne 'n 6000 jaar narratief. Dit word vir ons vertel dat ons as mense slegs 6000 jaar lank mense eintlik is, want ons het ontwikkel van die aap. Nou dit is 'n aap storie. Want mense het nou al, of eintlik wetenskaplikes het nou al bewys dat dit is nie die waarheid nie. Hoekom? Daar's fossiele ontdek van die eerste of die oudste mense waarvan ons weet. Daar's 'n miljoen jaar oue fossiel van die Java man wat in Indonesië ontdek is en bestudeer word. Daar's 'n 500 000 jaar oue Peking man. En dan is daar in Griekeland 'n 300 000 jaar oue Petralona man ontdek. En hierdie mense, of hierdie fossiele is dan gedateer tot hierdie jare. Nou, dit is nie presies 300 000 of 'n miljoen jaar nie, gee en vat 'n paar 10 of 20 of 30 of 40 of selfs 100 000 jaar, maar die feit bly staan, hierdie fossiele is honderde duisende jare oud, wat vir ons wys dat hierdie Homo erectus dan al op hierdie planeet was. Maar die biochemikuste bewys aan ons deur die wetenskap dat dit is nie ons voorvaders nie. Jy as 'n mens het 46 kromosome in jou struktuur. Alle ander lewe op hierdie planeet het 48 kromosome. Hoekom? Hoekom is ons so anders? Nou as jy een van daai is wat geïnteresseerd is in die aliens, jy weet, die buiteruimte wesens, hou op soek, want jy is een van hulle. Ons is op hierdie planeet neergesit, ons is hier ingebring ongeveer 200 tot 300 000 jaar gelede, en ons gaan kyk hoekom en hoe dit gebeur het. Ons het daardie antieke wysheid
om vir ons meer daarvan te vertel, maar ons moet oopkop wees en ons moet wakker word vir hierdie wysheid wat ons het en wat natuurlik, as jy dit gaan Google of vir die mainstream media daaroor gaan uitvra, gaan sê, dis nonsens, dis conspiracy theories, jy kom van die aap af, ons is net 6000 jaar oud, dis wat die Bybel sê, glo in die Bybel. Nou dit is absolute nonsens. En ons moet ontslaa raak van daardie wêreldbeeld wat ons het, want dit hou ons gevangene. Nou wat het gebeur hierso? Daar word beweer dat biljoene jare terug het ons Milky Way, soos ons galaxy bekend staan, het 'n botsing gehad met 'n ander galaxy, hulle noem dit 'n dwarf galaxy, wat bekend gestaan het as Saturnalia, en hierdie twee het in hierdie vaastnis van die kosmos waarin ons sit, het hierdie twee in mekaar ingevloei. Nou die Milky Way was die groter en sterker galaxy, en hy het half hierdie dwarf galaxy opgeneem en opgeslurp, en Saturnalia kan nie weer ontsnap nie, so hierdie twee het een geword. Nou toe dit gebeur het, nou kan jy dink hierdie twee galaksies wat in mekaar inbeweeg en dit gebeur. Nou daar's baie oop spasie, so daar's nie baie planete en stelsels wat in mekaar bots nie, maar dit het ook gebeur. Selfs hier in ons eie of sonnestelsel waarin ons sit. Nou ons sonnestelsel, en dit gaan nou vir jou sekerlik nuus wees, het 2 sonne. Dis die son wat ons elke dag sien, wat op ons skyn, en ons planeet draai om hierdie son van ons, maar buitekant ons verste planeet in ons sonnestelsel, vasgevang in die gravitasie van ons sonnestelsel, is 'n tweede son, met planete wat om daardie son wentel. Nou, in die beweging deur die Milky Way, wat ons sonnestelsel onderneem, beweeg hierdie twee stelsels in en uit. En elke keer wat hierdie tweede son nader trek aan ons son, gebeur daar ongelooflike goed hier op ons planeet en op al die ander planete van ons sonnestelsel. Nou ek sit nou 'n foto vir jou op om dit aan jou te demonstreer. Die eerste planeet naaste aan ons son, wat bekend staan as Mercurius, wentel om sy eie as, draai om sy eie as, maar antikloksgewys. Al die ander planete draai kloksgewys om hulle eie as te. Mercurius draai antikloksgewys. Hoekom? Daar moes iets gebeur het wat sy wenteling of sy draai aksie om sy eie as omgeswaai het. Al die planete is getild. Ons is getild min of meer 23 grade, wat ons as eintlik half skuins lê. Die groot planeet Uranus is heeltemal vertikaal getild. So sy as lê heeltemal vertikaal en nie horisontaal met 'n tiltaksie nie, en dit is duidelik sigbaar op hierdie foto wat ek vir jou opsit om na te kyk. Nou hierdie goed is wetenskaplike goed. Ons kan nie daaroor strei nie, dit is wat die wetenskap nou al vir ons bewys het. En elke keer wat hierdie tweede son dan naby ons son kom, gebeur hierdie goed. Jy weet, planete tilt en daar's vreeslike rampspoedige gebeure op 'n planeet, en een van daardie gebeure op ons planeet is dan wat ons glo is die groot vloed, of soos dit in Engels bekend staan as die deluge, waar Noag dan sy ark bou en hy 'n paar mense red. Toe die Jode of die Israeliete in ballingskap weggevoer is na die land van Mesopotamië, na waar Babylon was, die Babiloniërs, het hulle in kontak gekom met die Babiloniese tradisie, en die Babiloniese tradisies was basies gebaseer op baie ouer stories en tradisies, wat ons argeologies ontdek het in die ou stad Ninive, later Mosul in vandag se Irak, toe hulle die argeoloë die Assurbanipal koninklike biblioteek ontdek het. Nou daar het hulle 30.000 kuneivorm tablette ontdek. Nou meeste van hulle kan jy na gaan kyk, as jy in Londen in Engeland kom, dit is beskikbaar in die Londense of die Britse museum in Engeland. Baie van hierdie kuneivorm is ook in ander museums, en 30.000 hulle is nog steeds besig om hierdie goed te vertaal, nog steeds besig om hierdie ou wyshede en kennis
vir ons te bring. Nou, een van hierdie tablette wat hulle daar ontdek het, is die tablette van Atrahasis. Nou, Atrahasis is ons Noag. Dit vertel die verhaal van Atrahasis, en as jy dit gaan lees, is dit amper 'n woord vir woord vertaling wat ons het in ons Ou Testament in Genesis 6 van die vloedstorie. Nou, geharde Christene sal dadelik vir jou sê, ja, maar die oorspronklike storie is Noag, dis die oorspronklike storie. Glad nie. Ons Noag storie word gedateer 3000 jaar gelede. Atrahasis word gedateer duisende jare voor dit. Hierdie cuneiform tablet, cuneiform is 'n Sumeriese vorm van taal wat hulle gebruik het om te skryf in die tyd van die Sumeriërs. Dis duisende jare voor die vloed wat hierdie tablette al gemaak en geskryf is of gegrafeer is binne in die tablette om behouwe te bly deur die duisende jare wat daarna sou volg. So hierdie Atrahasis tablet is net soveel jare ouer as ons Noag storie, dat daar is geen manier wat die Ou Testamentiese Noag kon bepaal het wat Atrahasis eintlik is. Geen manier. Die Atrahasis tablet het bepaal wat ons Noag storie is. En dit het ons, glo ons, het die Jode in meer kontak gekom toe hulle in ballingskap was, en dan hierdie stories geïnkorporeer. Nie net die vloedstorie nie. Dis ook die storie oor die Nephilim, waarna ons gaan kyk volgende week, en ook die storie van die skepping, en die maak van die mens, hoe ons hier gekom het. Ons net nou gesê, ons is eintlik aliens, wat hier ingebring is. Ons is nie 'n totale produk van die planeet nie, en al hierdie stories is dan in hierdie cuneiform of Sumeriese tablette. Het staan ook bekend as die Sumeriese tablette, want dit vertel van die Sumeriese samelewing wat bestaan het voor die vloed. Nou in Atrahasis se tablet lees ons dan van hierdie enorme vreeslike gebeurtenis op die planeet, wat amper hierdie hele planeet verwoes het. Nou dit gebeur aan die einde van die vorige ystydperk. In die noordelike halfrond was daar ysplate oor vandag se Kanada, Europa, grootste dele van die VSA, van myle of kilometers en kilometers dik ys, wat daar saamgepak het, oor duisende jare. En met hierdie aksie van die tweede son, wat naby ons son kom, en die definitief enorme hitte wat hier plaasvind, smelt hierdie ys baie vinnig, en het ons die groot vloed. So dis wetenskaplik hoe die vloed gebeur het. Maar daar's 'n storie agter hierdie storie. En dit vind ons dan in die kleitablet van Atrahasis. Tablette 2 en 3 vertel hierdie storie, waar Atrahasis was die seun van die laaste koning van die stad van Shuruppak. Nou Shuruppak is een van die 5 stede, wat die groot hoofstede wat die Sumeriërs gebou het. Die eerste stad was Eridu, en ons gaan kyk na hierdie geskiedenis, moenie nou daaroor bekommerd wees nie. En die laaste een was dan Shuruppak, voor die groot vloed. Hoe weet ons dit? Nie uit die duim uitgesuig nie, nie net op hierdie kleitablette gelees, en nou sê ons dit is die absolute waarheid nie, argeologies bewys. In 1931, nou ek meen dit is amper 100 jaar gelede, het die argeoloog die stad Shuruppak oopgemaak in argeologiese ontdekkings tussen die Tigris en die Eufraat in vandag se Irak. Warm gebied, so daar was nie hierdie yslae nie, hierdie ysplate nie, so ontwikkeling kom daar plaasvind, en dis hoekom dit eintlik die gebied was waar hierdie Sumeriese samelewing ontwikkel het. Nou, hoe weet hulle dis Shuruppak? Hulle het van bo af begin grawe op hierdie argeologiese plek. Toe ontdek hulle die eerste samelewing. Redelik ontwikkeld, gereedskap gehad, en potte en panne, en allerhande goed. Toe gaan hulle deur, kom hulle by 'n tweede een, wat nou, hierdie een was gebou bo op 'n ouers samelewing. Nou hierdie ouer samelewing was regtig primitief. Dit was soos jagters wat uitgegaan het en gaan jag het, en dan maar net die goed teruggebring het in tente of veldtente gebly het, en regtig primitief. En toe gaan hulle soos ons eerste mense eintlik seker sou gewees het. Toe gaan hulle dieper en hulle ontdek 'n laag van net 'n klomp gemors wat wys dit was 'n enorme vloed. Daar was massas water
en neerslag en modder en al daardie goed wat jy sou vind in so laag wat dui op 'n enorme vloed. Nou na die vloed kom dan daai eerste samelewing wat baie primitief was en dan ontwikkel hulle tot die volgende samelewing wat meer ontwikkeld was en dit is dan soos hulle nou afgrawe. Toe gaan hulle dwarsdeur. Party van die argeoloë het net opgepak en geloop. 'n paar van hulle het egter gesê, ons gaan aanhou grawe, hier moet iets hier onder wees. En toe hulle deur daardie 17 voet, nou ek dink 17 voet is 5 of 6 meter diep, wat hierdie neersaksel van die vloed was. En onthou, dis nie graaf en spit vir waarmee hulle hierdie plekke oopmaak nie, dit is met kwaste en baie klein gereedskap, want elke ding moet baie versigtig oopgemaak word, sodat dit nie iets breek wat daar lê vir duisende jare onder die grond nie, soos 'n baie stadige proses. So jy kan dink, vir 6 meter of 5 meter diep, gaan hierdie ouens en dit bly net hierdie klomp goed wat hulle ontdek, wat dui op die enorme vloed, en dit geen wonder baie van die argeoloë het net opgegee en geloop nie, en toe skielik, toe hulle deur daardie 17 voet beweeg, toe kom hulle op 'n totaal ontwikkelde stad af, en hulle haal daar gereedskap uit, daar is bewyse van regering, daar is bewyse van landbou, van massa kosproduksie, daar is bewyse van metallurgie, jy weet, hulle het met yster het hulle gereedskap gemaak. 'n totaal verder ontwikkeling as die een na die vloed, die baie primitiewe laag wat hulle deurgewerk het, wat wys, daar was 'n baie ouer samelewing, wat baie verder ontwikkeld was, en hier ontdek het, en toe ontdek hulle van hierdie klei tablette, of nie klei tablette nie, klei potte en klei houers, en op dit in die kuneivorm taal wat hierdie klei tablette het, wat by Assurbanipal se biblioteek ontdek is, en in kuneivorm, op daardie klei tablet, of klei potte, staan die stad se naam, Cherupec. 1931 is dit al ontdek. Ok, gee 'n klompie jare om nou af te grawe tot daardie diepte. So, amper 100 jaar gelede, het argeoloë al gevind, dat daar 'n stad met die naam van Cherupec was, met 'n koning, met 'n seun met die naam van Atrahasis, waarvan die kleitablette, die Sumeriese kleitablette, vertel, wat in Assurbanipal se biblioteek, en nou in die Britse Museum in Londen beskikbaar is. Hierdie is nie storieetjies wat ons net uit die lug uitraap, of conspiracy theories om te vertel dat daar 'n storie agter die storie is nie. Hierdie is bewys. Nou wat vertel hierdie storie van Atrahasis? Dit sê Atrahasis was 'n man wat geloop het saam met die gode. En hy het guns gevind in die oë van veral een god met die naam van Enki. En Enki het na hom toe gekom en gesê, "Hey kerel, hier is 'n groot storie op pad. Bou 'n ark, jy moet die mense red." Dit terwyl Enki en al die ander gode, vertel hierdie tablet ons, 'n eed gesweer het dat hulle gaan alle mensdom laat vernietig, want hierdie klomp mense het net totaal en al hand uitgeruk. Dit was die giants, of die reuse waarvan Genesis 6 praat, dit was die Nephilim waarvan Genesis 6 praat, en ons gaan daarna kyk, jy kan daaroor lees as jy wil, solank ons gaan in diepte daarna kyk wie dit was en waar hulle vandaan gekom het, en hulle het net basies hand uitgeruk, en hulle sê hulle het so lawaaierig geraak op hierdie planeet, dat die gode net besluit, ons kan dit nie meer vat nie, en die gode was ook jaloerse gode. Hulle wou nie gehad het dat die bewussyn van die mense moet hoër ontwikkel as hulle is nie. En toe het hulle besluit, kom ons eindig hierdie storie, en ons sweer 'n eed, dat ons hulle nie gaan inlig nie, en dat hierdie ongelooflike gebeurtenis wat gaan kom op hierdie planeet, hulle totaal en al net uitwis. Enki dogter nee, hy kan nie dit doen nie. Hy breek die eed, en hy waarsku Atrahasis, en hy sê vir hom, hier is die planne, bou 'n ark, seël dit met pik, sodat julle binne in dit veilig kan wees, en dat julle hierdie komende vloed kan oorleef. Want hulle het geweet wat gaan gebeur, met die yslaag wat oor die noordelike halfrond natuurlik al vir duisende jare daar lê, met die ystydperk. En dan volg die vloed waarvan ons lees in Genesis,
en basies woord vir woord. Presies hoe dit gebeur het, hoe hulle die ark gebou het, en jy kan duidelik sien dat die skrywers van die Ou Testamentiese boek Genesis het hierdie ouer stories gaan haal in die tyd toe hulle in Babyloniese ballingskap was en in die tyd toe Assurbanipal se biblioteke oop plek was waar jy kon ingaan en dit soos 'n biblioteek kon gebruik het in daardie jare en hulle daardie stories gekopieer in ons Genesis Bybel in. Nou dit maak 'n nuwe wêreld vir ons oop as ons dit begin verstaan. Want nou dateer ons hierdie vloed duisende jare terug. Party sê selfs tot 36.000 jaar gelede. En dan na dit begin die samelewing eintlik weer van voor af, want alles was vernietig en toegegooi onder hierdie absolute vloed wat gebeur het met die modder en die gemors. Jy kan maar gaan kyk na waar 'n vloed in 'n dorp gaan in ons tyd, wat 'n gemors dit is. Nou kan net dink 'n wêreldwye een wat hierdie massa modder so afpak op die samelewing en dit eintlik totaal en al uitwis en ook in 'n ander sin beskerm, want dit pak hierdie modder op die geboue wat gebou was en dis hoe Chirupaq dan nou ontdek is, toe hulle dit oopmaak, toe kom hulle op hierdie stad af. Nou die Sumeriese koningslys vertel vir ons van al hierdie konings wat geregeer het oor duisende jare. Dit is nie regerings van elke 4 jare verkiesing en 'n nuwe regering. Dis duisende jare wat hierdie konings, wat ons glo die gode was van daardie tyd, geregeer het oor hierdie 5 primêre stede in die Midde-Ooste. Daar was ander samelewings in die res van die wêreld ook, en ons sal daaroor ook praat, soos die Mayans en al daardie samelewings, die piramides wat gebou is in Mexico en Egipte en in Indië en al die plekke in Indonesië reg oor die wêreld. So daar was nie net hierdie samelewing van die Sumeriërs nie, daar was baie ander, gaan in detail daarna kyk, maar dit open vir ons 'n nuwe wêreld van ons eie geskiedenis, waar ons vandaan kom, wie het ons hier geplaas, hoekom ons eintlik self maar aliens op hierdie planeet is, en dit gaan net nog meer en meer interessant raak. Sien julle in die volgende video.